moet nie. Dis hy, dag sê julle en welkom by episode 3 van Boer Amerika 2025. So dit was 'n hele paar dae, eintlik amper 2 weke wat ek amper niks afgeneem het nie, want daar was niks om af te neem nie. Dit het gereën en dan is dit bietjie droog en dan is dit weer reën en ja, dit was maar baie frustrerend. Ons het baie by ons baas se huis mag gaan werk en mag struikel om ure hier en daar te kry, onsself maar regtig besig hou. Ek het nog nooit so hard probeer om myself besig te hou in die plek nie. Dit het net die hele tyd gereën, wou nie ophou nie. Hierdie is verseker die natste jaar wat ek ooit hier ervaar het. Nog nooit so baie gereën nie. Ek meen, eergisteraand toe reën het alweer sommer net uit die bloute uit 3 duim. So ja, dit kan nou maar regtig ophou. Maar uiteindelik is dit nou 'n bietjie droog. Hier agter my het ek die John Deere uithaar 310 met die padskraper aan. En laat ek vir julle gou wys wat se chaos ek mee moet werk nou op die oomblik. Dit lyk dalk nie so nie, maar presies hier voor my is daar 'n pad, 'n turnroad. En gewoonlik try ons so gou as moontlik in die lande kom, direk na ons geplant het, want as hierdie mielies omtrent hierdie hoogte kom, raak dit 'n slep om die lande op die paaie te skraap, want jou hele skraperblyd word vol van die en dis net so gemalery van mielies, dit is glad nie maklik nie. En op die oomblik het ons so baie gehad wat aangaan, elke gap wat ons kry tussen die reën het ons maar fertilizer neergesit of 'n bietjie polypipe, die belangrikste goed gedoen en afgeskeep op die paaie, want dit is nou nie die belangrikste job op die plaas nie. Maar ja, dit het nou van so hard half hand uitgeruk, want ons moet in hierdie lande oral nog polypipe lê en ons gebruik die kant van die pad as 'n riglyn om die polypipe te lê. So die polypipe trekker se wiel moet hier loop. En nou, dis nie die maklikste taak om te doen as die hele land en pad soos land lyk nie. So ek gaan nou my bes probeer om hierdie chaos netjies te kry. Dit is maar 'n frustrerende werk. Jy skraap hierdie pad omtrent 2-3 keer voor jy hom nou regtig netjies kry. Eerste keer sag ek hom maar net dat hy die grond raak, kry al hierdie mielies af en dan skraap ek hom weer aan die ander kant toe, kry die laaste mielies af en dan die derde keer is gewoonlik 'n mooi pad skraap, laat dit lyk soos 'n pad. Ja, ons kon seker hierdie gelos het en maar net deur dit ry, maar dit is nie lekker nie want sodra hierdie mielies bietjie groter word en jy moet water gee en jy ry met jou bakkie of met jou trekker of wat ook al, dan word jou hele radiator en onderstel van jou bakkie vol mielieblare. En ja, dis net nie netjies nie. Ons hou van netheid op hierdie plaas, ons probeer altyd so netjies as moontlik wees, so ja, laat ek kyk wat se netheid ek hier kan toepas met dit. Sien as ek kom so 5,5-6 myle/uur vat, dan sny jy die mielies lekker af en hy rol half die hele, wat ook al, die blyd. Hy maak die blyd vol. En ja, soos ek gesê het, die eerste keer is dit maar net om hierdie mielies omgebreek te kry en te skep wat ek kan skep, uit te vat, daai kant af te gooi in die ditch. Dan kom ek weer 'n keer af, doen dieselfde, gooi dit in daai ditch en dan die derde keer is gewoonlik 'n netjiese pad wat hier so lê. Want ja, dit is regtig nie maklik om polypipe te lê as jy nie weet waar die pad loop nie. Ons plant altyd bo oor die pad want vir die planters om op te tel in hierdie 2 meter stukkie is onnodig. Ek meen, hoeveel rye gaan hulle elke keer moet optel en sak as hulle by elke liewe turnroad en pad moet optel en sak. Daai ding sal die hele tyd op en af. Maar ja, hy hou vir jou besig. Glo my man. Ek het hierdie jaar hoog en laag gesweer toe ons klaar geplant het dat ek so gou as moontlik die werk gaan doen. Dat ek nie sukkel met dit nie en dat dit nie so time consuming is nie, want ek doen dit nou 3 keer, so ek vat 3 keer so lank wat ek gewoonlik moet vat en dit mors tyd. Hier is nou die tweede keer, kan jy sien hy begin al bietjie na pad lyk. Dit lyk nie meer soos 'n flippin solid mielieland nie. Hierdie jaar is hulle nogal laag nie op die stelsel. Hulle het tot die flippin Google Maps hier opgelaai. En ook by die dag slimmer. Maar diesel raak nie cheaper nie. So daai is nou na die tweede keer oor. En hier gaan nou 'n derde keer oor. Nou lyk dit al soos 'n pad. Nou lyk dit netjies. Nou kan ons boer, boys. Nou kan ons boer.
So hierdie jaar het die baas daarom nuwe lyne op die GPS-sisteem gelaai, want ons vorige lyne het baie goed gewerk toe die lande net gemaak was, maar hierdie jare het van die ditches erger gespoel na die land toe en daar 'n bietjie erosie plaasgevind. Van die lande is ewen 'n bietjie verander, so die lyne wat op die GPS is en die paaie wat daar opgelees is in hoeveel kan ek sê 7 jaar terug, is glad nie meer wat dit is nie. So dit het hierdie jaar daarom nuwe lyne opgelaai. Hulle is almal presies reg met hoe die lande en die paaie huidiglik is. So dit al 'n bietjie meer werk van jou skouers af. Kan jy heeltyd die agter fokus en die skraper oppas en optel en sak en grond gooi en grond skep soos wat ek nodig het. En die trekker gaan op sy lyn en ek weet hy gaan nou nie iewers in 'n ditch en ry of 'n riser trap of iets doen wat ek nie wil hê hy moet doen nie. Okay, ek het genoeg paaie dan vir die dag klaar gekry. Die ander man het genoeg plek om pyp te lê môre. Ek het omtrent so 1000 akkers paaie geskraap gekry. Klink na baie, maar daai blok het nie baie paaie in nie, so dit het vinnig gegaan. Ja, mooi sonsak gewees. Het was lekker om 'n bietjie trekkerwerk te doen, want ek's altyd in die bakkie of in die spuit of in die bakkie of in die spuit. Nooit trekkers nie, maar dit was lekker vir so 'n rukkie. Ek raak vinnig verveel daar binne, so dit was nou lekker, maar ons nou klaar. Môre is dit weer gejaag na wind. Lyk of van ons lande droog is, dat ons kan opvang met ons spuitwerk. Ons is verskriklik ver agter. Al hierdie reën het vir ons so deurmekaar gehad met ons spuitprogram. So môre eerste ding begin ons onkruiddoder neersit op die boontjies. Ons het so 3.500-4.000 akker se boontjies om te spuit. So ja, môreoggend 6:00 inkom en aan die werk kom. Daar's hy, goeiemôre, hier uit 'n pragtige sonskyn droë Mississippi Delta. Ons het uiteindelik die spuitmasjiene onder die dak uit weer en ja, ek weet nie of dit vir hulle vreemd voel nie, maar dit voel vir my vreemd om hier in die lande te wees. Hierdie boontjies is al so groot, ons moes vir hulle 2-3 weke terug al onkruiddoder neergesit het. Maar ons kom net nie in die lande nie, dit hou aan reën, dit bly nat en ons kon net nie by dit uitkom nie. Uiteindelik het ons 'n klein gap tussen die reën. Dit voel of ons flip 'n weggrypertjie speel met die reën. Maar ons het tussen vandag en môre middag om 2000 akkers se sojaboontjies te spuit. En soos julle hier kan sien, begin die bossies nou al lelik raak. Hierdie spesifieke een is verskriklik erg. Dis daarom nie die hele land vol nie. Dit is sulke stroke meestal langs die pad en aan die einde van die land. In die middel is relatief skoon. Maar nog steeds, as jy hierdie bossie hier los vir hierdie jaar en jy spuit hom nie dood en jy beheer hom, volgende jaar is die hele land vol. 2 nou is 200 volgende jaar. Hulle teel aan soos konyne die goed. Ons het 'n baie sterk mengsel aangemaak daar in die spuitmasjiene en ek en Hanno is op die spuite. Ons kyk hoeveel ons gedoen kry. Ons het so 2000 akker wat ons moet doen tussen vandag en môreoggend, môre aand reën dit nou alweer. Ons het daarom vir Jacques op die trekker en die tanker trailer. Hy bring vir ons chemikalie land toe, so dit spaar ons omtrent 'n halfuur op elke vrag. So dit spaar baie tyd. Hy bring omtrent so 3 vragte in die tanker sleepwa wat hy sleep. So ja, dit spaar baie tyd. Ons doen dit nie gewoonlik nie want die shop is nie ver nie, maar hy is ook nog nie naby nie. En as ons nie haastig is nie, dan ry ons maar net shop toe, maak vol. Is bietjie meer presies om dit daar te meng. Daai tanker trailer se level is hier is nie die akkuraatste ding onder die son nie. Maar nou dat dit bietjie druktyd is en ons sulke klein gaping het om hierdie werk gedoen te kry, bring dit vir ons land toe en ja, dit spaar baie tyd. Dit help verskriklik baie.
bietjie te help om hierdie gif onder op die grond te kry terwyl hierdie sojaboontjies so groot is soos wat hulle is. Jaag ons die pressure 'n bietjie op. Ons stel hom op 60 psi nou. Ons het vanoggend op 70 gehardloop, maar toe die wind opsteek, toe drop ons hom 'n bietjie. As jy pressure opjaag, dan breek jy jou druppels beter op. Dan maak hy 'n digter mis. En dan wanneer die wind kom of as daar 'n bries is, dan trek hy hom mooi onder die blare in en onder die plant in. Maar ja, die meer wind jy het, die laer moet jy jou pressure hê, anders dan waai jou druppels weg, want as die druppeltjies so klein is, dan tel die wind hom vinnig op en vat hom weg. So ons het vanoggend toe dit choopstil was, het ons hom op 70, amper 80 gehardloop en hom nou maar afgeskuif 60 toe, 60 en 'n bietjie die boom gedrop en ja, lyk of dit goed werk. Okay, nou 'n hele paar ure later, 'n hele paar vloekwoorde later. Hierdie plaas het verskriklik baie pale en kragdrade, so jy moet altyd kokkenotch. So ja, baie konsentrasie. Ek is nou al 'n bietjie moeg gedink vandag. Dit is nou 6:00 die middag en ons staan op 488 akker vir die dag. Glad nie te sleg nie. Ja, hierdie suid van die highway lande het baie pale en hier's huise rond. Party boere het lande tussen ons in. Ja, jy kan nie net werk en sonder worries aangaan en werk nie. Die plaas noord van die highway, daar kan jy net spuit. Daar's nie draaie nie, daar's nie flippen pale nie, daar's nie ander huise nie, niks nie. Jy kan net werk. So hierdie kant is 'n bietjie, hierdie kant leer jou opry en daai kant leer jou net rondry eintlik. So ja, terwyl ek en Anu stoot om klaar te kry met die spuitwerk, is die ander manne druk besig so wes van ons. Hulle is daar in die lande besig om polypipe te lê, so vinnig hulle kan, soveel hulle kan. Ek dink daai manne is nou al gatvol vandag. Dis warm vandag, dis seker amper in die 40's vandag, dis bedompig. En die baas ry die polypipe trekker. Gewoonlik as JC polypipe trekker ry ons Amerikaner, dan gee hulle 'n bietjie slack en hulle kan bietjie meer water drink en goed, maar as daai baas van ons op daai masjien is, nee my broer, dit is so, ek sou sê so 'n kwart stappie van slawerny af, maar dit maak hulle manne. Hulle manne buig so vandag. Ek dink hulle gaan vanaand poot uit wees. Ek dink almal van hulle het so 5 kg verloor deur die dag. So ja, hulle is besig met polypipe. Hulle kyk hoeveel hulle gelê kry voor môre aan se reën. Rian en Brendan is op gaatjies kap. Ek dink Jacques help hulle ook. Hulle kap gaatjies, laat ons water in die pype het, laat as dit môre aan sou storm, laat die pype nie wegwaai nie. So ja, dit is die twee myn projekte op hierdie oomblik op die plaas. Dis ons wat spuit soveel onkruiddoder as wat ons kan. Ons moet ook gaan fertilizer neersit noord van die highway, daar by Dockery. Daarso is 3.500 akker wat se milies al klaar te hoog is vir fertilizer, maar ons gaan kyk of ons kan inkom en vir hulle nog fertilizer neersit. En dan al die ander manne is besig met polypipe. Kyk hoeveel pype ons gelê kry. Die groter hierdie gewasse word, die moeiliker word dit om pype te lê. Dis onplesierig, is nie lekker nie. So hulle stoot en kyk hoeveel hulle gelê kry terwyl die plante nog lekker klein is en ja, terwyl dit nog moontlik is. Ek dink hulle gaan baie upset wees as hulle al daai pyp gelê het deur hierdie hele plaas, 8.500 akker se pyp lê en dan val die reën net presies so deur die jaar. Dit het al gebeur, so fingers crossed dit gebeur, dan spaar ons geld op diesel, ons hoef nie water te gee nie en al daai goed. Maar aan die ander kant, as ons nie water gee nie, verloor ons baie ure. Dit is waar ons baie ure kry deur die jaar. En ja, dat ons al daai pyp verniet gelê. So goed, weeg maar hulle self op. Oh, ja, fana so. Da. 488.88. We are the same. Ja, nee, ek sal flip op gat voor. Ja, dit is sleg. Hy begin my nou vang. Hierdie kant van die plaas is anders, baie anders as daai kant. As jy hierso 500 akker 'n dag gespuit en dan jy geroer. Ja. Daai kant 1000. En dan ons gaan daai nog spuit en Givens. Dis al merk. Hy gaan nou op 'n pragtige John Deere sien. Yo, get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound.
Hey boetie, kyk hier bo. Hoe lang weer gaan? Het wou nou net gewerk het, maar nee. Yes, dit lyk nie nice nie. Dat ek hier die pad uitkom. Ons het begin fertilize. Maar duidelik gaan ons nie verder fertilize nie. So, o, jessie modder. Gaan weer goed gewas kry. Ja, weer. Ek het vanoggend klaar gemaak met ons onkruiddoder op die boontjies. So 2.500 akker gewees. So daai is daarom gedoen en reg. Net begin fertilize, Hanno het 2 landjies gefertilize op die mielies. Van ons oudste lande se mielies is te groot. As ek deur gaan en knak ek hulle soms gaan hulle nie kan hulle tweede kunsmis gee hierdie jaar nie. Maar ja, toe begin hier 'n storm nou opsteek, so ons wil gou hierdie spuite uitgewas kry. Al die lelike fertilizer en suur goed hier binne uitkry voor hierdie storm neersak, want hierdie jaar is dol met storms. Dis regtig nie meer snaaks nie, is regtig nie meer plesierig om met hulle te werk. Ons het nog nie 'n tornado hier gekry nie, maar nooit seker wees nie. Hanno is al besig om sy fertilizer uit te tap. Ek gaan gou hierso myne uitwas, ek het nou die tank uitgerins. Daar het jy paspoort gepak, die tornado's kom, Tom. Hou my uit. Ek kan juis. Ja, nee, kyk. As ek hom uitwas, dan tap ek gewoonlik bietjie water, dan sit ek my tank rinsnozzels aan, hier draai hierdie kraan. Want as ek 'n klein sproeiers binne in die tank, wat hom dan teen die kante vasspuit al die chemikalie of wat ook al hier daar binne het afwas, tap ek dit uit en dan tap ek skoon water en dis dan wanneer ek my booms uitspoel en sommer net auto prime. Maar ja, ek moet nou vinnig maak. Maar nie worry om hom af te was nie, ons stop hulle buite, hulle pas in elk geval nie in daai gaps nie. Maar jy gou hier uitwas, ek gaan die jeep vat en daai pomp oplaai. Okay. Kyk, hierdie houses en pomp net hier bo kry, anders staan hulle daar in die modder. Tot wie weet wanneer. Wil hulle net uitwas, hierdie flippe fertilizer roes alles stukkend. Jy los hom aan as jou pomp is stukkend en opgevreet. Oh, yes. Jy het vir ons reënjas gebring, Brenna? Ja. Oh, jong. Iemand het die melk gemors. Wie stoot so? Gee hom iets asseblief. Net die maar bombien. Kom maar wat ek hier nou. Also, neem maar. Arthur, wil je mij voorzichtig of zo? Jy gaan maar net daar langs my stop. Hulle pas nie in die shade nie. Nee, hierdie nommer, daai tip wat langs die tyre is mos langer as die gewoon is. Hallo Brennan. Het reën alweer, nog baie meer as wat gereën het. En nou moet ons hierdie pomp aansit, want die ditch word te vol, dan vloed die lande. Want die pyp, uitlooppyp is dit lyk, soos met die pond se pomp aansit, dat hy in die pond inpomp, dan loop hy uit aan die ander kant. Dit is baie komplekse storie wat nie goed gedesign is nie. Maar dit kom neer op my en Hanno, wat hier in die modder in moet hardloop nou. Kalboot, om die pomp te gaan aansit. So, nou is ons gekiet. En nou, hy's dorings. Jy weet nie gaan. Jy moet nie gaan by die grond nie. Ground floor. Al wat jy kan doen is om lekker maak, dit is al wat jy kan doen. Kom, wys vir ons 'n slide. Pas op met die fire ants. No way. Hulle gaan buite wees as jy op hulle nes trap. Ek het hierdie pad so mooi reg gemaak. Storings. Maar hier is die krag hier, Hanno. Nee, jy lieg vir my.
Al die pad hier na toe, hier is die kraggie. Hier is... Ek hoor die transformer hardloop hier binne, maar... Druk jy die reset. Maar wee. Is jy bang? Ok, al die pad soontoe verniet. Ek dink hier donder weer die links uit... Eina! Dorings! Donder weer die links uitgeslaan. Ai bo. Nee, die storms is nie 'n grap hierdie jaar nie, boys. Anu lyk nie. Donder weer dit kan ons sien. Ai bo. Okay. Alles vir niks. Yes, ek het 'n doring getrap, nee. Kijk, is dat een ding is over het bang is. Donder weer. Yes, ou. Jy like hom nie. Jy speel nie sy game. Nee. Like jy sê game. Fucking makkie sal die uit. Maar daar is krag in die boks. As ek die switch aansit. Môreoggend hier na toe kom en net daai boks oopmaak of hy nie 'n circuit breaker binne het. Dan gaan jy nou met dit doen. Ok, draffie in vir die week. Ok, gaan huis toe. Daar's hy, goeiemôre alweer hier uit 'n nat Mississippi Delta. Dit het vanoggend begin reën. Ja, hier is verseker een van die natste springtimes wat ons al ooit gehad het. Wat spring? Lente. Een van die natste lentes wat ons al gehad het, lente en somer in. Maar ja, om onsself besig te hou en om 'n uurmeter 'n bietjie te laat loop, het ek en Hanno besluit om hierdie een sleep waarvan ons bietjie oor te doen, want hy is oud en geroes en ja, net nie meer lekker nie. So hy maak keer nie veel nie. Hy's net 'n bietjie geroes en oud en soos julle sien is hy 'n papwiel. Hy wil regmaak en oorsprei laat hy net weer mooi lyk. Hy's nie gaar geroes nie. Sy bed is nog mooi. En sinds ons nou tyd het en 'n bietjie ure soek, het ons besluit kom ons gaan 'n bietjie oor. Hanno is nou besig om hom klaar af te skuur. Dan gaan ons hom rust konverter leier gee en hom dan blou sprei. Blou is nou nie jou usual nie. Ons sal hom maar die Smurf trailer noem of die New Holland trailer. Ons sal hom wit wiele gee. So ja, dis omtrent dit wat ons onsself mee besig hou. Tussen dit en water uit die lande uitry en beaverdamme check hier en daar is daar nie veel om te doen nie. Hiervoor het ek so 'n klein meltdown gebou vir die ramps om in te gly. Nou nie wow nie. Moenie kyk na die welding nie want ek kan nie goed weld nie. Maar hy gaan hou. Jy kry twee tipes welding. Jy kry baie mooi welding en baie sterk welding. Hierdie is nie mooi nie, so verseker sterk. Ja, welkom hier by 'n lekker woensdagmiddag hier by die dam. Die eerste sonskyn wat ons sien na 3 dae se reën, onophoudelike reën. Soos ons nie kan boer nie en nie in die lande kom om ons werk klaar te kry nie,
Ek besluit om my julle saam te bring dam toe. Maar so middag se visvang inwerk. Lekker salig hierso. Kyk of ons lucky is. Okay, hierdie wurm het gewoonlik goeie luck hierso. Wonder hoekom is hulle so moeilik deesdae? Jy. Net toe ek sê hulle is moeilik. Kom. Ai bo. Daar is die boom. Kom. Kom maar, jy moet een wegkryp hierso. Antolile, boetie. Ja, is kleintjie. Yes, maar omtrent hierdie warm van my gemodify. Ja, gaan die onder gaan probeer. Die onder is al altyd klaar. Of al voor, of die onder. Yeah, boetie. Onder die takke. Nice. Nice, man. Dis myne. Nou, Tom. Kom. Afgesy. Die damlaars moet ek al die stokke hier wegvat, want dis altyd lekker vis hier. Wag eintlik dat hulle hier teen die kant kom speel laatmiddag. Kan jy popper so gooi. Yes, dan vang jy lekker. Ag nee. Doen net dieselfde. Kom. Sy. Kom boetakkie. Jebo. Yes, maar hulle verinneweer my wurms vandag. Kom. Sy. Ek dink elke keer wat daar vis my wurmpie gryp, dan mik hy vir die eerste boom wat hy sien. Wat het jy gevang? Jy is trots op dit? Ja. Jy veel van Rensburg. Jy daar is so gevel hoek nie. Ai bo. Mis hy hom weer 'n keer. Okay, laaste spot. Jy. Af is hy weer. Dit strike baie mis. Daar sy weer 'n keer. Ag nee. Het jy hom? Ag nee, in die bosse. Ek het 2 strikes gekry op 1 popper nou, op 1 cast. Ja, hulle strike sleg. Sien nou, as hy weer af. Daar sien nou het ek jou. Nice. Skade het jou getref nou. Ek skep meer water as enigiets anders in daai stomp dag. Om die boom. Shit.
Sy, dit jou balletjie. Ja, bona, boetie! Dan gaan moet nuus gaan koop na die dag. Yes. Ek maak nie om my loers op te vang nie, ek wil hulle net nie ophengel nie. Dis hierdie para. It's not in very great condition anymore. Nog een visie sien. Hierdie. Op, ag nee. Ek raak te opgewonde. As hy omvat dan sê ek so, "Oh ja!" Die surf om oor die takke. Kom, jy's myne. Ja, hier is 'n mooie. Left fish. Kyk eens af. Hier is 'n mooie. Ons weet nou laatmiddag, ons kom net voor donker, dan gooi ons net die tot drie plek opgevang is. Deur die grasse. Kom. Ek het daai boot van my hier kom los. Ja, one time. Dis reeds agter 'n vis man. Trust your Leatherman eye. Hierdie was les vir hierdie paradise. Kyk hierso. Al wat ek oor het. Bye. Gooi hierdie as jy wil. Hier is nie so baie takke nie. Want ek is nou loerloos. Ja, dit was dan nou 'n suksesvolle visvangmiddag gewees. Net terug gaan huis toe, muskiete begin uitklim. Sonnetjie sak. Regmaak vir môre se werksdag. Nog geen idee wat ons gaan doen nie. Moet seker die loers uit my gatsak uithaal. Hulle gaan nie so lekker opsit nie. Nog geen idee wat ons gaan doen môre nie. Nog maar 'n gamble, is hopeloos te nat op die plaas om enigiets te doen, so gaan seker. Dink ons kan ons spuite was. Hulle het nog baie van daai wit atrazine gifvlekke op. Kom aan. So nou dat ons tyd het om hulle te was, kan ons dit gaan doen. Sien asof ons hulle weer gaan gebruik en daai selfde gif uitsit nie so. Ja, so hoor maar wat die baas se planne is vir môre. Vat ons dit van daar af. Is 'n moes, asseblief maar. Voel dit as haring jou steek aan? Nee, ek sal liewer deur man gemoer. As haring jou steek, voel dit of 3 keer jou beet gekry. So 'n uur. Kyk dan. Chop, chop. Au. Hoor al. Hy kom terug. Hey. As hy man down. Ek het hom. Man down. Ja, jy wou maar. Gee hom 10, dikke ou. Ha? Ons het nou vandag nog steeds nie veel om te doen nie. Ander ouens is al besig by Jason se huis en hulle sny 'n boom af wat op sy huis wil val. Ek en Anu is besig om ons spuitmasjiene skoon te maak. Hulle het baie vlekke op en ja, net 'n ordentlike skoonmaak nodig gehad. Anu is nou besig om syne hier seep te spuit en dan gaan hy hom low pressure wash.
Myne het ek klaar gewas. Gaan nou hierso met 'n bietjie glass cleaner die venster skoonmaak. En ek het so 'n ander triek geleer deur die jare. As jou bonnet en panele nie mooi blink nie, soos hierdie, spuit jy van die glass cleaner op. En dan gaan ek julle nou wys hoe blink hierdie bonnet na dit. Baie van dit is maar net chemikalie wat vassit op hierdie panele. Kyk hoe mooi blink hy nou al klaar. Yes, like it. Speakerish. Ons kyk hoe mooi lyk daai. As jy in Amerika is en jy het 'n botteltjie glass cleaner aan jou bakkie, maak jou trekker mooi. Okay, ek wil nou nie te veel tyd van julle opvat nie, maar ek moet 10 sekondes steel en vir julle vertel van ons pragtige Boer Amerika hemde wat ons beskikbaar het vir pre-order op die Fastbyt Kragdrag winkel. Gaan by fastbytstore.com, die link is in die description van die video hieronder. Dit is 'n limited edition hemp. Hulle is gebaseer op rugged wear, so pragtige marlin hemde met 'n vent hier agter, baie lekker ripstop materiaal, great vir visvang, boer, jag, enigiets wat jy wil doen. Aan die regterkant het ons die Amerikaanse vlaggie, linkerkant die Suid-Afrikaanse vlag, die oorspronklike Boer Amerika logo wat ek lank terug al begin het, omtrent wanneer ek die kanaal en my Boer Amerika journey begin het. Aan die linkerkant, limited by Fastbyt, it's a limited edition hemp, hy word deur Fastbyt gemaak. En dan om mooi af te rond, het ons die agter by jou nek in ons bloed geskryf met 'n mooi Afrika uitleg. Want ja, dis waar ons almal vandaan kom, dis waarop ons almal trots is. Maak nie saak waar ons gaan nie, ons vat so 'n stukkie Afrika grond saam ons en ons is bitter trots daarop. So op die Fastbyt winkel gaan jy nie net hierdie hemp kry nie. Gaan kyk, daar's 'n klomp produkte wat ons al uit het. Daar's hemde, daar's wikkies, daar's Boer Amerika wikkies. Hulle is op ook 'n limited edition. Gaan kry vir jou enetjie. En ja, elke bietjie ondersteuning word verskriklik baie waardeer op die winkel. Dit maak dit moontlik om hierdie kanaal te hardloop en aanhou video's bring vir julle sover ek kan. En ja, ons poedel elke produk tot op jou voorstoep binne 'n week as hulle nie toi nie. So, onthou daai, hou dit in gedagte. En ja, ek het beloof ek gaan nie lank wees nie. So, geniet die res van die video, like, subscribe en Daar's hy, goeiemiddag julle. Vandag is nou die 30ste Mei hier by ons. Ons kon nog steeds nie in die lande kom nie, kon nie gif spuit nie, kon nie polypipe lê nie, kon nie fertilizer uitsit op die mielies hier langs my nie. En soos julle kan sien, is hulle nou al 'n bietjie te lank vir ons spuitmasjiene om in te kom. En hulle het al begin tassels, wat die Engelse dit noem. Hulle het al begin saad skiet. Hulle wil nou begin bestuif, maar ons baas het 'n klomp kunsmis gekoop nog voor al die reën geval het. Wat in tank staan hier by ons shop, so ons wil dit graag uitgesit kry op hierdie mielies. Een ding om hom gegroei te kry tot op daai size, maar jy moet hom genoeg kos gee om op daai size vir jou 'n goeie kop te produseer. So toe het my baas by een van sy vriende 'n Hygge sprayer geleen gekry. So ek het my sprayer na hulle toe gevat. Hulle gaan myne gebruik om chemikalie uit te sit. En dan gaan ons hulle Hygge sprayer gebruik om hierdie goed te fertilize. Hulle het ook presies dieselfde kunsmis Y-drops as ons. So dit help dan nou al die goed net 'n bietjie opskei want hulle rye is anders gespasieer as ons in. Dan moet ons hierdie 3.500 akker so gou as moontlik gefertilize kry. Dit lyk of ons dan Maandag, Dinsdag en Woensdag oop gaan hê en dan gaan ons hopelik kan klaar kry en vir 'n ordentlike fertilizer hulle laaste goeie dosis neersit. Anu gaan op die kleiner mielies fertilizer uitsit. Hulle is nog kort genoeg vir ons spuit om in te kom. So ja, hierso is hy. Het is nou baie anders te kleur as wat ons gewoond is aan. Baie anders te setup as wat ons gewoond is aan. Maar hy gaan verseker die job doen. Die hoofrede hoekom ons hom gekry het is omdat hy baie hoër is as ons spuit. Jy kan nie onderdeur hom loop, is van die hoogste spuite wat jy kry. So ja, ons kyk hoe loop hy. Dus die eerste wat ek moet doen is ek moet hierdie ding se
spacing uitfigure. Hierdie brackets wat hulle gebruik is vir 38 tuimrye en ons het 30 tuimrye. Ons het die eitjies se fertilizer reeks opgekry, dit alles uitgesort. Daar was hier en daar 'n lekplekkie en 'n ding wat ons moes regmaak. Hy's net baie anders om te operate. Hy's baie meer geskik vir groot oop lande, waar jy nie aan die einde van die land hoef op te vou en toe te vou nie, waar hier by ons moet jy uit die ry uit, ons het nie wenakkers geplant nie, so dit raak 'n bietjie triekie by die bome, maar ag, ons figure daar uit, so bietjie vir bietjie. Ek mis my John Deere al klaar, ek moet sê. Ek weet my John Deere is nou nie die grootste spuit en die fancyste spuit nie, maar daai klein spuit in hierdie Delta van ons werk pyk. Daar is 'n beter spuit om hier te hê as daai John Deere 4023 met die 80 voet boom nie. Maar ja, hy lyk 'n bietjie vreemd. Die boom sit voor, engine sit agter. Hy het basically 'n stroper cab op. Maar hy doen 'n right job. Ons het vir Jackie ry vir ons fertilizer aan. Ek gaan wel nie klaar nie, want hierdie een se tank is 1000 gallon en nie 600 gallon nie. So die 1000 gallon is lekker. Wie loop voor? Yes, hier is jy gekiet. Ek wil ook jou werk hê. Wie loop voor? Piastri. Ja. Hele paar ure later is nou 4:30 die middag en ek het so 370 akker gedoen vir die dag sover. Dis 'n baie groot aanpassing. Die interface is heeltemal anderste. Die 100 voet boom is lekkerder as my 80 voet. Hy vat groter happe. So ja, kry 'n bietjie vinniger, bietjie meer gedoen. Dis maar net op die omdraai op die einde wat dit 'n bietjie moeiliker is. Ons paaie is baie sagter en die swaar masjien trap moeilik. Hy sukkel om te draai, so dit het 'n bietjie meer moeite as om met die kleiner spuit hier te werk. Ek gaan seker net 3 blokkie klaar maak en dan 'n blokkie daar agter die bome begin. En ja, dan sal ek seker klaar wees vir die dag. Ek gaan nie te laat werk vandag hier Sondag, moet nog 'n groceries kry, bietjie opstok met dit en ek moet ook die ding afspoel vol diesel maak en ek dink ek gaan hom sommer net deurgrease, dan weet ek daar gaan niks breekie, want die oomblik wat jy iemand anders se goed leen, dan wil dit mos outomaties breek. So kyk of ek al daai elemente kan vermy. Maar ja, lekker suksesvolle dag. Ek het so 11.500 gallon fertilizer ook al uitgesit vandag. Nog 'n interessante feit vir julle. Ek dink as ons gaan en kyk wie my baas se geld die vinnigste spandeer in 'n dag, dink ek loop ek voor. Ek en Hanno ons is daar bo met dit. Hoopelik kom die geld terug as ons begin stroop. So ja, ek glo dit sal. So lekker wees as hulle almal hierdie hoogte was, want dis die hoogte waarop ek my wide drops moet hardloop. Maar hier voor, aan die onderkant van die land, raak hulle so lank, julle gaan nou sien. Dit is, ek hou die level op dieselfde, kyk al. Ek slak dan nou maar af, ek tel hom 'n klein bietjie op, maar mense wil hom nie optel nie, want dan steep jou wide drop al onder, nie waar hy moet nie. Maar dan met die kort stuk. Nou sê julle, ons gaan nou vir nog 'n dag hier so in die geel en grys uitjie spreier. Hy gedra homself heel goed sover. Ja, dit gaan 'n bietjie vinniger, bietjie meer vloeiend. Ek het wel hier so 'n probleem hier op hierdie tip. Ek weet nie wat hier fout is nie. Hy het hier binne presies so amper soos 'n hydraulic hose wat loop en lyk my hy is nou 'n bietjie kapot. Hoe kry ek die ding los? So. Kom jou. Ja, hier is ons probleem. Jy het gesien toe ek hier by die einde uitkom, hy lek verskriklik teen hierdie waai af. Mense kan daar sien. Daar binne, daar is hy stukkend. Ek weet nie, ek dink ons het sulke spares nie. Ek sal nou hoor en dink wat se planne kan maak.
Okay, ek het 'n plan uitgefigure. Ek gaan gou opry workshop toe. Dis daarom net hier naby my. En dan gaan ek een van my daai kort swart hou steel uit my fertilizer kits uit. Ek het gesien hy kan uit die staalstuk, hy kan daar uitdraai. So ek sal net hom uithaal en in hierdie ene sit wat stukkend is want hy lek te veel. Soos as dit gewone water was of chemikalië sou dit okay gewees het, maar dan gaan dit nou nie blare affekteer nie. Dit gaan nie dit brand nie, maar die fertilizer brand. Oorrede dit 'n suurbasis is, brand dit die blare baie maklik. So ek wil net graag hê dit moet afloop en tussen die rye deur sleep en dan brand ek die blare stukkend nie, want dan gaan my baas nie baie happy wees met my nie. So ek gaan gou shop toe, kyk wat se plan ek gemaak kry. Ek glo my plan sal werk. Ek dink daai pypie se lengte is dieselfde daar binne. So kom ek kyk of dit werk. So die eerste job. Ek kry Bobby aanspanner. Hey, kom aan. Bigger the problem, the bigger the hammer. Sy. Sy. So om dan nou net so 'n shop te vat. En om in die baai sit. En om uitdraai. Sy. Skoon die like ons het tot gisterand middernag pompe aan mekaar en uit mekaar uitgehaal soos julle kan sien. So sal hier regpak wanneer dit reën. Nie nou nie. Ja, hierdie huis is op sy einde gewees, hoor. Hy het heel dag mooi gehou, maar toe het hy besluit hy is nou moeg. Hoe lyk hy? Hy is klaar. Okay, nou moet ek ene hier uitsteel gou. My mikpunt vir vandag is omtrent so 600 tot 700 akker. So ek het dan 150 om te gaan, ek staan nou op 450. Ek voel dan het ek 'n goeie dag ingekry. Ek gaan net 8 myle per uur, so ek kan nie baie vinnig gaan nie. Party plekke is op 6 myle per uur waar die mielies baie hoog is. En ja, plus die volmaak heeltyd. Ek kan net 2 vol passes doen met 'n vol tank. Ons spuit amper 30 gallon op 'n akker, so dit is verskriklik baie wat ons neersit. So dit alles ingereken om 600 akker te haal vir die dag is glad nie sleg nie. Nou ja, kom ons werk. Daar is julle, dit is 'n suksesvolle dag gewees. Son begin nou te sak daar agter. Ons staan op 610 akker as ek reg is. Ek gaan nog een load uitsit, so dan gaan ons 640 toe. So daarom 'n volledige dag in. Ek het al die pad daar van die shop af gevorder tot omtrent die. Ek wil nou net tot by daai pad daar kom. Dan is hierdie groot blok uitgewerk. Ja, volgende 5 uur begin. Dis nou net so voor 8. Die son sak so tussen 8 uur en 9 uur hierso. Dit is nie te laat nie, maar môreoggend weer 5 uur begin, kyk of ons nog 600 ingewerk kry. En ja, nog 2 600 oor, dan is ons klaar. Nog 1200 akker. Al hierdie mielies gefertilise. Hanno is besig op die ander plaas om die jong mielies te fertilise met sy spuitmasjien. Die baas se boetie kom met sy spuitmasjien van die ander plaas af. Hy kom help, hy gaan onkruiddoder spuit, so ja, spuit te hardloop dat dit bars hierso. Maar as hy, laat ek hierdie laaste vrag uitspuit en 'n bietjie by die huis kom.
Daar's hy, dis nou die laaste dag van fertilizing. Hanno en die baas se boetie Christian is besig op die ander plaas. Hulle maak daai jonger mielies klaar en Christian is besig om die onkruiddoder klaar te kry op al die boentjielande. Ander manne lê polypipe. Kry hulle eintlik baie jammer want om polypipe te lê in hierdie hoë goed is nie lekker nie. Ons probeer hulle altyd lê as dit jonk is, maar met al die reën hierdie jaar was dit net onmoontlik. Even boentjies of mielies is nie lekker om in hoë gewasse polypipe te lê nie. So ek en Jackie maak vandag klaar. Ons het omtrent so 100 akker. Ons het hierdie week nogal gegraaf. Ek moet dit sê. Ou Jackie was op dit. As ek leeg was hy daar met die trekker. Hy het nogal ver gery want die verder ons wegkom van die shop af, die verder raak die tanks en dan moet hy verder ry en die baie van ons is nou nie die beste na al hierdie reën nie. So ou Jackie het perform. Nou terwyl ek hier binne sit, ek het gister 'n video gemaak oor hoe is die lewe nou in die huitjie. Almal dink okay, die boom voor, dis baie nice. Boom voor is nice, not gonna lie. Voel of jy in 'n stroper sit en alles is hier by jou. So daai prinsip gee ek 'n stap. Die boom voorop is nie die alfa en omega nie. Dit is nice, ja, dit is lekker. Ek meen, kyk hier, alles is hier by jou. Maar die res van die masjien, soos dit is not op standaard, guys. So hierdie is 'n 2021 masjien. 2020, 2021, ek self nie presies seker nie. Maar bottom line, dis nie 'n 2011 model, jy weet, old school sprayer nie. Dis 'n nuwer sprayer. Hier van 2017 af het John Deere hulle sprayers, daai nuwer reekse begin uitbring en hulle is, jy weet, alles hier binne is goed uitgelê. Dit hoef nie die perfekste te wees nie. Alles moet net hier by jou naby wees. Want in 'n sprayer is dit nie 'n trekker waar jy stadig deur die land gaan en jy kan daar 'n knoppie druk en daar 'n knoppie druk nie. Alles moet hier wees. Jy moet jou section control hier aan en af kan sit dat jy nie aan jou linkerkant of jou regterkant overspray aan die einde van die land nie. Sulke tipe goeder moet alles uitgelê wees. Nou kom ek lê vir julle uit. Hier is jou section control. Daar lê dit. Nou as jy 'n driehoekland het en ek kom aan die einde van my land en ek wil daai kant afsit, die kant toe dat ek nie daai kant gif double spray en my gewasse seermaak nie. So dan moet jy daar gaan reach vir daai knoppies. Jy moet jou spoed beheer met hierdie hand. So jy moet of al twee hande, linkerhand op die handle spoed beheer en aan daai kant gaan knoppies druk. Hoekom het hulle nie net die handle groter gemaak? En soos die John Deere hierso net twee knoppies, dis al wat ek vra. Twee knoppies, een handle, section control, sit jy af van links af regs toe, van regs af links toe. Easy, dis eenvoudig. Weer eens, dis 2021. Jy kan nie daai tip opvou alleen nie, jy kan nie daai tip opvou alleen nie, jy moet albei gelyk opvou. So, as jy uit van 'n land kom, skuins en jy wil die kant opvou, daar's bome, maar jy wil nog steeds die kant die land spuit, dan kan jy dit nie doen nie. Jy moet albei gelyk opvou, okay? Albei is opgevou. Dan kan jy eers jou mainframe inbring. As jy dit saam wil doen, dan gaan jy so werk. Goed knoppies hierso, boys. So as jy jou arm heeltemal hoog het en jy bring hom in, dan is daar 'n probleem daarso agter. Nou laat ek julle die probleem wys want dit is nogal 'n groot een. So as jy so kyk, is dit nie 'n probleem nie. Alles lyk fine. Maar kyk hoe lank is hierdie post. So op die John Deere is die post so lank soos wat die boom op sy hoogste punt is, laat hy teen hom kan slaan en afkom. Nou die een, as jy hom inbring en jy let nie baie op nie, en onthou jy kan niks uit die cab uit sien nie, jy kyk net op daai klein spieeltjie daarvoor, en jy sak hom, dan sak jy hom bo op hierdie post, op daai nozzle, en jy breek jou stainless steel house. Soos, wie die deel afgeteken? Waar is die ou wat die deel gedoen het? Hy was seker op holiday. Nou die res hier agter is nie bad nie, ek weet, hier sit jou engine agter, die fan het 'n reverse feature, dis nice, hy blaas al die vuil goed uit die sif uit. Tank hierso, lekker werkspasie. As jy aan die einde van die land kom en is 'n bietjie, kom ons sê dis 'n bietjie geslou. Jy kan hom nie in park los en dan staan hy nie. Hy hou aan beweeg. As hy teen 'n bultjie gaan, dan loop hy weg. So dan moet jy elke keer die parkbrake aansit en die parkbrake gaan nie aan terwyl hy beweeg nie. So jy moet hom juggle bietjie vorentoe, parkbrake aansit met jou ander hand en dan hom bietjie juggle terug dat hy stil staan en dan vang hy. Soos yesie. Jy sit hom net as hy in park is, staan. Dis park vir 'n rede. En so lyk dit of jy baie kan sien uit die cab uit, maar jy kan eintlik maar niks sien nie. Hoekom kon hulle net 'n blind spot spieël onder sit wat jy teen die kant van die masjien af kan kyk? Want as jy langs 'n riser verbygaan of 'n culvert of wat ook al mag wees, ek meen dis plase, daar's altyd iets in die pad, dan kan jy jou wiel sien, maar nou kan jy kan niks daar sien nie.
niks nie. Ewen al lê jy hier oor, dan kan jy die wiel sien, maar die wiele is so groot, jy het nie 'n idee waar jy gaan nie, maar as hulle net 'n spieël, hulle kon ewen 'n spieël daar op die boom gesit het, want dit sou goed werk. Dan kan jy van daai boom af agtertoe kyk, presies sien wat jy langs verby gaan. Die kan dieselfde, soos jy kan nie smooth soos die accelerate en doen nie, soos daar's nie so die John Deere net 'n smooth beweging wat jy rustig jou spoed kan beheer nie. Die ding is of aan of af en daai klein gaps, moenie dink dit is klein gaps nie. Nee, dit maak nog 'n groot verskil in die spoed. So ja, hulle kon daai regtig, as hulle net die hydrostat beter uitgedink het en bietjie meer aandag aan gegee het, sou dit 'n groot effek gehad het op die hele masjien. So dis eintlik net die 3 goed. Die main goed is die posts wat jy hoor moet hê as jy toevou, hydrostat upgrade met die section control en goed ook op en makliker uit die masjien kan uitsien. Groter spieël daaronder, soos maak dit net veiliger om met die ding te werk, want as dit skemer raak met die ding kan jy kan amper niks sien nie. Met al die ligte en goed, jy kan net nie voor jou kyk, jy gaan net voor dit hier durf waag, nie agter toe gaan nie. En tog besit John Deere die company al van 2016 af. So ja, ek weet die nuus, ek dink die nuus is baie lekker om mee te werk. Hulle het heeltemal alles uitgeruk en John Deere ingegooi het. 'n John Deere stroper se cab op. Hy die John Deere interface, John Deere software. So ek dink is 'n lekker masjien om mee te werk. Ek sal like om met een te werk. Ek dink dit sal my opinie ook baie verander oor hulle. Maar ja, hy het 'n goeie punt. Hy's vreeslik hoog. Hy het onder 'n baie gladde oppervlak, so jy kan in 'n volgroeide mielieland inkom sonder om enige skade te doen. Daai is baie goed uitgelê. Boom hier voor is nice. So ja, dis my 10 sent oor die Hygie STS10 2021 model. Ja, hy kry die job gedoen. Ek bly ons kon hom in die hande kry. Dit help my om ure te kry, dit help my om my werk klaar te kry en kunsmis neer te sit op hierdie goed. Dit sou verskriklik duur uitwerk vir my baas om oor te swaai na korrelkunsmis toe, want hy het al klaar die vloeistofkunsmis gekoop aan die begin van die jaar teen 'n laer prys. So ons moes maar 'n plan maak om dit uitgesit te kry terwyl ons mielie so hoog is, want ja, ons John Deeretjies is 'n bietjie pionie vir dit. Maar ja, hier is ons, amper klaar, so 100 akker oor, paar lang dae agter die rug. Kon nie regtig video's neem hier binne nie. Dis maar soos julle kan sien, is dit maar besig. Jy is out van die tyd reg met die hand. Ons lande wat se autotrek nie baie goed is hier daar teen die bome. Ag, jy is ek het nie eens gebother oor autotrek nie. Jy ry hom met die hand, soos old school. Daar's hy, nou uiteindelik klaar met die ou geel Bumblebee. Jacques het oorgegaan na die ander plaas toe. Hy gaan vir Hanno en Christian gehelp plaas spuit. Hy ry vir hulle fertilizer aan. Ja, ons het glad nie sleg gevorder nie, omtrent so 3.500 akker se mielies gefertilise in omtrent 4-5 dae. So ek dink dit is te bad nie. Ek voel nogal trots op wat ek en Jacques bereik het. Nou vir die groot job voor ek die ding terugvat na sy eienaar toe, moet ek hom skoon kry. En dit is net styfmeel oral. Dit lyk letterlik soos 'n heuning by met al die styfmeel en die mielie blare en goed hier oral. Ek gaan nou hierso 'n bietjie in sy pens inklim, al hierdie borde oopmaak en kyk hoe dit hier onder lyk. Hoe lyk dit hier onder vir interessantheid? Yes, we gaan nie goed klaar gaan. Kom ja. Yes, like. Okay, maar dit help daarom dat al hierdie goed kan oopgaan. Gaan ek dit oopmaak. Ek dink die slim manier gaan wees om die airhose te vat en alles af te blaas, want baie van dit is poeier. Op die boom, die hele masjien net ordentlik af te blaas en dan om te was. Want ek dink as ek hierdie goed net reguit gaan was met water, gaan ek 'n hele geel pap affære maak en dit gaan nie lekker afkom nie. So ek dink kompressor eerste en dan water na dit.
Dis dan nou al vir vandag se video. Ek hoop jy het dit geniet en ek sê vir jou baie dankie dat jy gekyk het. Ek waardeer dit opreg. Like, subscribe en laat weet my gerus wat jy dink van die video en as jy enige vrae het, gooi hulle gerus hierso onder in die comment section. Sien julle dan in die volgende een. Goed gaan. Cheers.